Goeienaand en welkom by Baardbraad. Ons hoop julle kuier lekker saam met ons. Ons hou die kommentare hier op Boer Media se Bakkiesblad en se YouTube kanale dop. So gesels gerus saam met ons. En vanaand gesels ons so 'n bietjie politiek. Sien dat dit nou maar ons afgelope week oorheers het. Goeienaand Johan, en hoe gaan dit daar in 'n koue Vrystaat? Nou, Alwyn, nee, ons sit vir hom en wag, nee, ons hoor die weerprofete sê môre gaan 'n bitterlike koue dag in die Vrystaat wees. So ons sit vir hom en wag. Ons is reg, ons het ons dik baadjies aan. Maar eintlik was dit nog mooi weer sover die winter. Dit was eintlik 'n baie aangename winter oor die algemeen. Ja Johan, ek dink ons het nogal 'n redelike kort winter gehad hierdie winter. So jy weet, ons kan seker nie te veel kla nie. Ek sit ook maar vanaand met 'n dik baadjie aan, maar eintlik by ons is dit nie heeltemal so koud nie, maar ek sien ek het nou so die week wat kom gekyk en ek sien dit gaan 'n bietjie dalk in van die minusse draai hierso in die volgende week. So ja nee, lyk my ons winter is op pad. En ek hoop ou Tian se bokke is almal toe daarso, daai bokke met die jassies wat so pieperig is. Ek hoop hy het hulle maar mooi toegemaak, want dit lyk aan sy wêreld asof dit regtig koud raak. Ja, ek gaan hulle maar daar in die slaapkamer by hom moet injaag om teen die koue te beskerm. Maar kyk, hy moet ryp in die Vrystaat. Jy kan nie winter hê as dit nie oordentlik geryp het nie. Dit is maar 'n gesonde deel van ons siklusse en ons natuurlike omstandighede. So hy moet maar 'n bietjie koud word en dan is die somer weer op pad, dan geniet ons dit weer. Ja Johan, ek het nogal gedink, nou so oor lammers gepraat het, ek nogal gewonder, toe ek die koolstoof hier by my aangesteek het, toe wonder ek nogal hoeveel lammers is deur 'n koolstoof gered al in die land, jy weet. Ek dink dit sal nogal 'n interessante vraagie en 'n interessante gesprek wees. Ja, nee. Ja, jy praat met koolstoof. Ek wil net vir die mense sê, ek sit nou hier half in die donker, maar die lig gaan net aankom as hy koud kry. Dan kom hy nie aan nie. Dan iewerster dan besef hy hy moet nou op bietjie skyn. So moenie skrik as ek skielik in die lig sit nie. Johan, ek dink hy lig gaan vir die volgende week nie aankom nie. Ek het slegte nuus vir jou. Ja, dis al maar kyk. Maar Johan, ons het nou so gesels en jy het nou gesê jy het nou so te kenne gegee so voor die tyd. Jy's nou nie regtig opgewonde oor vanaand so onderwerp nie, maar ek dink ons moet 'n bietjie politiek praat. Dit het nou jy weet, daai Doringbos regering het nou jy weet, het 'n bietjie geneek en hy het nou eers na die vorige program is hy nou aangekondig. En kyk, ek het nou gevoel so Siener de Klerk toe ek nou vanmiddag die program se naam nou saamgestel het, Doringbos of Brandende Bos, toe ek nou nog nie geweet wat hier in Sentraal Transvaal gebeur nie. Dit het nou so binne die laaste uur of wat duidelik geword. So lyk my jy kan my maar Siener noem, maar ek sal jou nou van daai betalletjie vertel. Kyk, jy het my nou behoorlik nuuskierig. Maar ja, kyk Alwyn, ek van binne parlementêre politiek weet ek net naaste by dieselfde as wat die Franse modegiere op die loopplanke in Parys is. Dit is maar tussen min en niks nie. So ons sal hom deurwurg. Ons sal maar om logies beredeneer vanaand. Maar ja, ek het nie die in diepte kennis wat sekere mense het rondom die politici nie. Ek sien nou net hierso Karel Swanepoel vra hierso op YouTube, vra hy daarso, hy's 'n werksoeker. Hy sê as enige iemand hom kan help met werk, sy hande staan van niks verkeerd nie. Karel, ja, ek sal jou 'n bietjie ligtyd gee. Ons help hou daarvan om ons eie mense te help, maar dit sal dalk help as jy sê van watter dorp jy af is, en as die mense wat so saam kyk, kan kyk of hulle daar vir Karel sommer kan antwoord en kyk of ons eie mense kan help. Johan, maar hierdie regering het daarom lank gehak en gebyt en jy weet, nou sien ek, jy het 'n interessante artikel aangestuur. Ek het nou verlede week nogal juist gesê, kyk, dit pla ons nou nie veel dat
dat ons nou nog nie ministers het nie, miskien kan ons 'n paar rande spaar, maar dit het nou nie invloed op ons lewe nie, en toe dit ons nou kom byt, want jy weet gewoonlik dan hier is ons 12 uur op 'n Dinsdag, so Woensdag gaan jou petrolprys af, en die dieselprys, ek dink meeste van die manne seker gepla meer oor die diesel as die petrol, maar hy het nie afgegaan gisterand nie. Nou sien ek, hulle sê hy gaan hopelik môre af, so ek weet nou nie hoeveel duisende rande gaat hulle nou hier gesteel het, hierdie laaste dag van ons nie, wat blykbaar moet die minister nou die goedkeur en dan in die Staatskoerant publiseer voor hulle vir ons mag afslag gee. Hulle mag nie net vir ons afslag gee nie, en ons het nog nie 'n minister gehad nie, so die amper sê ek nou, noem ek daai ou nou op 'n ou tydse naam, Minister. ja, van daai ene. Ek hoop hy het daarom nou, nadat hy daar mooi gestaan en lieg het met sy handjie in die lug, hoop ek hy daarom sy werk gaan doen, sodat die petrolprys kan afkom om middernag. Ja, het sal interessant is om te sien oor die hoeveelheid geld wat eintlik nou ek wil amper sê uit die sak van die verbruiker verdwyn as gevolg van 'n handtekening wat 24 uur later is. Het sal interessant wees om te weet presies hoeveel dit is. Maar ja, hulle is nog nie eens ingesweer nie en hulle kos sal klaggeld. Ja, nee, kyk, ek sien nou, jy het nou so gespot oor my bril, jy het nou gesê ek lyk soos 'n ander bekende man. Maar ek sien hy het nou gepraat in Engels en ek het jy nou voor die tyd gegis oor die of dit nou biljoen of triljoen of van die Engelse en die Afrikaanse ouens tel mos nie dieselfde nie. Jy weet, as dit so baie raak, dan begin die ou so verskil. Maar hy het nou gepraat, hy het nou in Engels geskryf van 'n biljoen rand. As ek so kan aflei, is dit omtrent 1000 miljoen vir, as hy nou die nulle wil tel. As ek nou nie weet of dit biljoen of triljoen is nie, maar dit is omtrent wat hierdie nuwe parlement van ons of die kabinet ons kies, of course die belastingbetalers, want jy weet, daar's die hele spulletjie bestaan uit 64 met 28 ministers, met 34 adjunkministers, en in baie van hierdie portefeuilles het hulle sommer 2 adjunkministers wat die goed met mekaar blykbaar oppas. Ja, dit is so aardig som, ek weet nou nie presies wat dit is die kostes aan verbonde nie, weer eens is nou glad nie my veld van kennis nie. Maar ek het gehoor, dit is mooi salarisse wat hulle kry. Man is goed versorg as jy daai pos kry. En ja, ons gaan seker nou maar deur die gesprek bietjie gesels daaroor, maar ek weet nie hoeveel van die, ek wil amper sê, is dit aansien en titel, en hoeveel van dit is regtig 'n verskilmakende pos nie. Ek weet nie by hoeveel mag het 'n minister om te doen wat hy wil nie, en jy weet, as jy nou kyk boontoe, het jy nou die president, maar dan jy die parlement, jy die mense wat onder jou werk, jy die publiek ek weet nie wat kan hulle regtig en hoeveel kan hulle regtig doen nie. Dit sal interessant wees, soos ek sê, ek het nou geen idee nie. Maar daar kan nou dit uitredeneer. Ja, so, en ek sien nou baie van hierdie poste wat hulle nou, kyk, ek dink dit het lank gevat voor ons 'n bietjie bleekgesigte in 'n kabinet gesien het, en ek sien hier is nou nogal, kom ek gooi gou so, kan nou sien, daar is daarom nou 'n paar bleekgesigte, maar nou sien ek, oral waar die bleekgesigte in is, dan, jy weet, het hy maar 'n oppasser ook iewers, jy weet, so, dan sien die adjunkminister of die 2 adjunkministers, lyk dan anders, jy weet, so, ek wonder nou net hoe ek hierdie groot kabinet sien, Johan, die regering praat ons nou altyd van werkskepping en hoe hulle werk gaan skep. Dink jy dit is hulle poging vir die volgende jaar? Het hulle nou genoeg werk geskep daar onder hulle eie klompe? Hulle sê ons altyd in Engels, charity begins at home. So ek weet nie of hulle daai beginsel volg nie. Maar ja, dit is interessant. Ek dink baie mense het vir die laaste 30 jaar nie gedink ons gaan ooit weer 'n blanke minister sien nie. En ja, nou is daar, soos ek sê, weer eens, die vraag is wat en hoekom is hulle waar hulle is, want jy weet nou op pad terug, nou jy moes nou vanaand vir my
hierdie onaardige opdrag gegee om oor politiek te praat. Nou probeer ek myself net so 'n bietjie in die kopspasie kry. En onder andere dan nou die minister van korrektiewe dienste, wat dan nou Dr. Pieter is. En ek wonder toe nou, is hy nou dalk daar gesit as Jacob Zuma nou weer tronk toe gestuur word? Want is dit nie reeds die minister van korrektiewe dienste wat vir hom agterdeur oopgemaak het destyds toe hy ingegaan het? Ek wil my verbeel het was een of ander minister wat hy's voor ingeboek en toe hy agteruit geloop. Wat was die storie? Nee, ek was nie by nie, Johan. Ek is feitelik onskuldig. Ek wil net so vir die mense, as hy so bietjie, ek sien hierdie goeie haak so bietjie, dit is 'n bietjie stadige internet hier aan my kant. Ek vra om verskoning daarvoor, die ding het nou vanmiddag toe ek hom getoets het, tot alles nou klop Disselboom, ek sien die ding loop, maar hy loop nou nie so vinnig nie, so ons hoop nie, dis te sterend nie, die mense kan nou maar net antwoord as dit te sterend is, dan vra ek nou nederig om verskoning daarvan, maar jy weet, dit is nou, ja, dis nou soos die regering, ons kan nou nie die goed maak werk nie, hulle werk maar soos hulle wil. Maar kom ons praat nou sommer oor Dr. Pieter, terwyl jy nou aangeraak het daarso, dan kan ons nou sommer daar 'n bietjie oor hom gesels. Ek sien daar's 'n ouetjie daar van die Kaapa wat nogal 'n paar gedagtes gedeel het daar op Tikkeltokkel. Jy's nou meer op Tikkeltokkel as ek oor oom Pieter en hoe dit nou gaan gebeur daar in die tronke. So kom ons luister wat sê hy. Ek wil net sê vir al die mense wat in die gevangenis werk, die week is die laaste lekker week, want dis om Pieter Land van die Vryheidsfront. Om Pieter is ons nou die minister. He's the Minister of Correctional Facilities. They strip policing out, they should have left policing there. Om Pieter sy hy saak reggemaak het, love him or hate him. Now listen, I'm not a Freedom Front Plus guy, maar julle weet om Pieter gaan hy ding regkry. Hey! Om Pieter lyk asof hy die kak vat nie, man. Jy kan mos sien, julle gaan sien. You see all this, oh my friends that work in the gevangenis, hy bewaarders, julle gaan deur fitnesstest gaan. Oor 6 maande gaan jy sien hoe lyk hulle. Skraal! Almal is mal. Sien jy, hy by die gevangenis, TikToks is verby. Julle moet klaar kyk na die TikToks. Is verby, om Pieter is op pad. Om Pieter is op pad, hy is maklik nog, ek sê nog 'n week, om Pieter is vanoggend al op pad na 'n tronk toe wat hy wil regryk. They must leave. Policing also, they should have given to Om Pieter 6 maande Joburg Safer City in the world headlines globally. Om Pieter gaan nie nonsens wat nie. Om Pieter kom in die oorlog, kom in die weermag. Om Pieter ken van dissipline. Hy lyk soos 'n nakskei onderwyser of houtwerk onderwyser. Hy begin met die lat. Dissipline. Nee, gaat nie. Nou Johan, ek sien hierdie ou, hy's ook 'n siener as hy nou so praat van oom Pieter wat die dissipline gaan inbring daar, want ek sien daar op Twitter is die ouens nou nogal redelik opgewerk. Ek het nou nogal vanmiddag of so voor die program toe ek nou nog deurkyk en ek kon toe nou ongelukkig nie op die berig aan jy weet uitkom nie. Ek het hom gesien in hierdie goeie mos partykeer dan hernuwe die ding en dan kry jy nie weer jou plek nie, maar ek het dit nogal op 'n paar plekke gesien, so dis nou die waarheid. Blykbaar het hom Pieter nou vandag gesê, nee, hierdie klomp gevangenes, die belastingbetalers hoe 'n klomp geld kos, is nou sommer strooi. Jy weet, hulle gaan nou weer moet begin boer daar op die, en ons weet in die ou tyd het dit so gewerk, elke tronk het omtrent 'n eie plaas gehad, en dis hoekom hulle so groot grond gehad het, en hy sê nou nee, die gevangenes moet nou weer sorg dat hulle eie kos kan verbou, of darm 'n groot gedeelte daarvan, en ek het nogal lekker gelag, een van die oukies, ek weet nou nie of sy pa dalk in die gevangenis sê nee, dis net slawe wat verniet werk. Maar jy kan die ouens nou nie laat verniet werk nie, en ander is nou gepla oor die ouens se menseregte, en wat gaan nou gebeur met hierdie ouens se menseregte, en die en daai en die arme ding en die volgende. Maar ek moet sê, oorwegend is nogal redelik positief. Hulle sê, nee wat,
hierdie moet gebeur. Dit is sommer strooi dat daai ouens daar sit en niks doen nie. Die een ou kom ook nogal met 'n goeie voorstel. Hy sê hulle moet sommer van daai toestelle wat die selfoonsyne blok, moet hulle sommer in elke tronk sit. Laat daai ouens nie nog hulle bende bedrywighede en goed en hulle skelmstreke daai die tronk uit kan bedryf nie. So lyk my almal is redelik positief oor hom, Pieter. Ja, wel, sommer kyk in die ou dae, het die mense gewerk en baie van hulle was later uitgeplaas. Ek wil amper sê hulle is uitverhuur. My pa het my vertel, daai jare het hulle met wat hulle genoem het bandiete gewerk. Wat hulle by die tronk kon uitboek en dan was daar sekerlik 'n betaling gewees in die klas van goed. Maar ek sal hulle myself vat, as ou nou daar in die tronk is en jy kry die geleentheid om buitekant te gaan boer en iets te produseer of om besig te bly, dis baie gesond, dis goed vir die gees en vir die verstand en dis eintlik deel van jou. Wanneer jy kyk na tronk, dan is die vraag, haal jy die ou uit die gemeenskap uit of wil jy hom, ek wil amper sê, heroplei, wat is die korrekte woord? En as jy kyk na Europa se tronk ook, baie van hulle baie sulke programme. En ek weet nie, dalk is daar potensiaal om 'n verskil te maak in hierdie mense se lewens en soos jy sê, dit is nog iets wat jy straf die ou, maar ek moet betaal. Ek as belastingbetaler, hy steel by my en dan gaan sit hy op my geld, dan moet ons hom onderhou. So wat kos hy my? Ek moet meer vir hom betaal terwyl hy daar sit as wat hy eintlik by my gesteel het op die einde van die dag. Want jy hoor wat ek sê, wat is die som? So as hulle dit kan regkry om hierdie mense, kom ons sê dan vrywillig, die geleentheid te gee om deel te raak van programme en rehabilitasie is die woord wat ek soek, en deel te neem aan dit, dan dink ek is daar geleentheid om 'n inkomste te genereer, het sy dit is of deur landbou. As ek reg onthou, ek praat nou heeltemal onder korreksie, was Zippos nie gemaak in die Amerikaanse tronke nie? Nee, ek weet nie, Johan. Maar in elk geval, so daar's verskillende goed wat hulle kan doen om 'n inkomste te genereer en te help om die, ek wil amper sê die korrektiewe fasiliteite te finansier. Ek dink hy gaan graag wil strenger wees. Ek sou natuurlik daarvan gehou het as hy minister van polisie was. Ek dink dit sou die ideale pos gewees het. Hy het nog altyd baie nou saam met die polisie gewerk. Hy is baie ingelig oor die vuurwapenwetgewing en presies wat daar aangaan. Ek dink hy sou 'n verskriklike goeie bydrae daar kon gee. Maar nou ja, nou sit hulle hom by korrektiewe dienste en weer eens, nou moet jy gaan kyk na die toestand van ons tronke. Is oorvol. Hy is afhanklik van die regstelsel wat stadig is, wat lomp is, wat ons deesdae nie altyd meer vertrou nie. So hy is eintlik, dit is 'n posisie en ek dink hy sal goed doen daarin. Maar dit is nie, ek dink nie dit is waar hy die grootste verskil kan maak nie. Maar ja, ons kyk maar wat kan hy daar doen. Ek glo hy sal dit beter maak as wat dit is. Erik sê, naandmanne, al wat ek kan sê is kry genoeg springmielies. Ja, Erik, ek hoop jy het genoeg hou daar in die huis ingedra daar in die Vrystaat. So, jy weet, behalwe vir die springmielies, anders gaan jy vrek van die koue, never mind, jy weet, springmielies maak. Maar, Johan, ja, ek het nou nogal gewonder, mag mens die B-woord sê, die bandiete, jy weet, deesdae is daar mos seker goed wat hy ou ons blykbaar nie meer mag sê nie, en ek sien Christo sê, ja, baie erg, en ek vra verskoning daarvoor, dis nou die internet hier, ek sal met my internetverskaffer was ek juis op die lyn gewees en die ding was nou geloop soos 'n John Deere en stroopseisoen vanmiddag, maar hy wil nou nie lekker saamwerk nie. Ons vra verskoning daarvoor. Soos ek sê, ons het nou nie beheer daaroor nie. Maar Johan, hierdie rehabilitasie wat jy van praat, en dis tog om, soos jy sê, vir mense iets nuuts te leer. Jy weet, maar die laaste ruk is rehabilitasie, dink hulle nou as jy met 'n kopdokter sit en gesels en dan gaan sit jy weer en niks doen en leer skelmstreke by die res van die tronkinwoners, het hulle nou gedink dis goed genoeg. As mens verby tronke ry, dan sien mens waar daar eers floreerende lande was, jy weet, is dit gebeur aan niks. So
eintlik is die idee wat oom Pieter mee kom is nie 'n nuwe idee nie. Jy weet, dis eintlik net 'n ou idee wat dit het altyd so gewerk. Tot die ouens nou besluit het nee, ag shame sies tog, ons moet die ouens sit 'n jammer kry daar in die tronk. En hulle moet nou net daar in 'n sel wees en hulle mag nou nie die son sien nie en hulle mag nou kwansies nie werk nie. Jy weet, die helfte van die amper sê ek nou donders werk nie is buite nie, dan gaan hy tronk toe, wil hy ook nie, hy moet daar werk nie. Waar moet hy nou leer om te werk as jy dit nie vir hom wil leer nie? Nee, dit is so, dink as redelik baie navorsing wat bewys dat veral jou, ek wil amper sê, klein misdadigers, jou eerste misdadigers, hulle leer meer misdaad in die tronk. Hulle leer al die triks in die tronk. En dan as hy nou daar vrygelaat word, dan weet hy nou 'n bietjie beter hoe om nie gevang te word, want hy raak daar betrokke met bendes en hy raak daar betrokke met goed wat hy andersins dalk nie sou gewees nie. En dit was nog altyd die probleem. Laaitjies, onthou jy laaitjies, 6 van die bestes. Agter die koshuis was die polisiestasie op Petrusburg. Nou op 'n Woensdag is die ouens wat eerste oortreders was en veediewe en daai klomp. As hulle nou gefonnis is, dan is hulle op 'n Woensdagmiddag, Woensdag of Donderdag, kan nie mooi onthou nie, daar na die polisiestasie toe getrek. En daar was so een plek waar jy kon gehoor het, hoe daai soutrottangs daar so val. Maar dit was 'n baie effektiewe manier om ouens wat 'n klein oortreding gedoen het, baie vinnig reg te sien en om te ontmoedig om dit weer te doen. Dit was baie vinnig, dit was baie effektief geweest. Nou, as jy 'n klein oortreding het, moet jy verhoor afwagtend in die selle gaan sit. En die regstelsel is ongelooflik oorlaai. So wanneer kom jy nou voor? So ons het nou 'n klomp mense wat verhoor afwagtend, wat dalk onskuldig is selfs, wat in die selle sit, wat druk sit op die hele stelsel, net om op die einde van die dag, jy weet, niks gerehabiliteer te word in elk geval nie, of nie afgeskrik te word om dit weer te doen nie. So as hy kan, ek wil amper sê tronkstraf of die korrektiewe stelsel regkry om twee goed te doen. Die eerste ding is, jy moet bang wees vir dit. Dit moet 'n afskrikmiddel wees. Dit moet iets wees wat nie lekker is nie. Dit is nie veronderstel, as jy iemand verkrag of vermoor, dan moet dit nie vir jou lekker wees daarna nie, hoor. Dit is nie 'n 5-ster hotel waarna toe jy moet gaan nie. So, tronk moet 'n slegte plek wees om heen te gaan. En dan die tweede ding in die tronk is 'n effektiewe rehabilitasiemodel. Maar ek weet nie of hy dit binne die konteks van menseregte en die nuwe minister van landbou, of hy landbou daar mag pleeg, of jy hoor wat ek sê, daar's soveel faktore wat 'n rol speel. Ek weet nie hoeveel Dr. Pieter kan doen nie. Ja, Johan, ek wil nou net so voor ons nou verder gesels oor die ander portefeuilles en ja, ons wil nou oor Tiaan se nuwe minister ook praat. Hy het eers 'n president gehad, nou het hy 'n nuwe minister ook. Ek is seker hy is baie opgewonde daaroor. Maar ek het nou gepraat oor hierdie Sentraal Transvaal se ding en lyk my daai doringbos het nie net gehaak nie, hy brand nou al klaar hier in Transvaal. En lyk my hierdie ding begin nou nie net brand tussen die partye nie, dit begin brand binne partye ook. Nou hier in Sentraal Transvaal is die partye baie naby mekaar. Ek dink daar was so 4 of 5% verskil wat die ANC voor die DA was. Dit is baie klein persentasie verskil. En toe hulle nou premiers en die president word mos eers aangewys en dan moet hy sy kabinet saamstel. En met die DA se hulp is daai sleg jy weet, ek dink, hoe sal oom Bucks nou sê, hy sal sê, ek sal nie eens laat daai ou in my tuin kom spit nie. Jy weet, daai Panjasa Lesofie, het die DA gehelp om hom nou premier te maak, nadat hy sy bek uit te spoel het oor Orania, elke geleentheid wat hy kry, en jy weet, want sy uitspraak is oor die algemeen, maar erg rassisties. Maar toe die DA nou om gehelp om hom in te kry, want hulle gaan nou hierdie gesamentlike
gesamentlike regering volg, jy weet, opstel hierso, en dan is die plaas, of jy weet, dan is die Kaap nou blykbaar weer Hollands, maar toe uit die 10 poste, toe, ek dink daar's 10 poste in die provinsiale regering, wou hy die DA net 3 gee, of wat ook al, en die DA sê, nee, ons wil proporsioneel aan die steun wat ons het, wil ons die poste kry, en die ding hak, en vorentoe en agtertoe, en ek sien laat vanmiddag, die DA is nou amptelike oppositie, hulle is nie deel van die regering nie, terwyl Fikile Mbalula, wat nou die sekretaris-generaal van die ANC is, op die, jy weet, in die, hy het ook iewers 'n spreekbeurt, ek weet nie hoe pas hy in die prentjie, by hier in Sentraal Transvaal nie, maar by dieselfde vergadering, het hy nou juist gesê, die ANC gaan nie saam met die EFF en die MK party werk nie, en toe na hom toe Lesofie praat, toe sê hy sy party, sy provinsiale regering gaan saam met die MK en die EFF werk. So hierdie hond het nou die DA gebyt wat gehelp het om die hond se ketting los te maak. So lyk my dinge gaan al klaar nie lekker hier in Transvaal nie, en die EFF en die MK wat ook nou gesê die ANC is so sleg, hulle gaan nie saam met hulle werk nie, nou dat hulle gatte plek op die stoele het, lyk my, jy weet, hierdie ding is vir my verskriklik deur mekaar. Party plekke werk jy saam, en ander plekke werk jy nie saam nie, en so, jy weet, elke provinsie en elke dorp lyk met sy eie reëls. Ja, alwen ek wil 'n stelling maak, en nou kan dit, maar ja, ons kan dit nou maar onthou. Demokrasie is dood. Die idee van demokrasie is veronderstel om die mag van die mense en die wil van die mense te verteenwoordig. En as jy gaan kyk wat nou aan die gang is, en hoeveel verskillende, ek wil amper sê kombinasies van strukture daar is. Maar dit is een groep mense. So hoe kan dit soveel verskillende kombinasies? Hoe kan ons vanoggend sit met DA, ANC, vanmiddag met ANC, MK, EFF, mense wat oorloop van partye, die party werk hier saam, daai party, dis lankal nie meer 'n groep mense wat die wil van die gewone ou op straat verteenwoordig nie, en dit was die doel van demokrasie. Demokrasie is dood. Ek kyk nou aan Biden en Trump se debat. Luister, elkeen van ons, elke liewe een van ons wat vanaand hierso deel is van hierdie program of sit en kyk, ken mense persoonlik op die naam wat meer dinamies is as daai twee ouens. En dit is die kompetisie vir die leiers van vir die leier van die vrye wêreld. In die aard van die saak is Trump meer konservatief en sy nader aan wat ons glo en voorstaan, maar nog steeds dit is wat demokrasie geword het. Dit is 'n institusionele wensdenkery klugspil waar 'n klomp mense mag hou. En dit het niks met die gewone ou op straat uit te waai in terme van, maar as jy dink om elke 4 jaar 'n kruisie te stem agter 'n party en dan vir 4 jaar kan hulle maak net wat hulle wil is demokrasie, dan verstaan ons die ding nie dieselfde nie. As jy gaan kyk na direkte demokrasie in lande waar dit toegepas word, hoeveel referendums is daaroor, hoeveel goed stem die mense, want dit is die wil en die stem van die mense wat uitgedra moet word. En direkte demokrasie leef nog op gemeenskapsvlak waar ek wil amper sê prestasie bepaal. Met ander woorde, ons groep maak ons straat skoon. Dit is wat ons wil doen en ons leef dit uit binne in ons gemeenskap. Daar's 'n mate van wat demokrasie veronderstel is om te wees. Maar in terme van politiek, in terme van die mense wat in mag en in beheer van hierdie land is daar niks oor van die oorspronklike doelwit van demokrasie nie. Hy's dood, vrek, klaar op. Johan, net so vir opdatering,
as nou Erik sê die sein pla baie, ek het nou hierso my internetdiensverskaffer gekontak en hulle sê hulle kan daarop kyk sonder om die ding af te sit, so ons hoop dit raak beter. Ek sien die ding gaan nog hier snaaks, ek weet nou nie daai goede wat ek nou nie kan sien nie, en oorbeheer het nie, so ons hoop die manne wat agter die skerms werk kry dit reg, so baie dankie vir die ouens wat daar werk. Maar Johan, jy praat nou so, jy het nou gaan draai daar in Amerika. Ek sien nou gister blykbaar het Tian se president en Biden op die foon met mekaar gepraat en Biden het hom blykbaar geluk gewens met sy herkiesing. Maar nou moet ek sê, gelukkig het ons hierso aan by Baardberaad het ons kontakte, so ons kon daarom so 'n stukkie opspoor van die audio klank, so daar gaan nou nie 'n prentjie by wees nie, was nou 'n telefoongesprek, maar ek dink daai gesprek, die gestukkie wat ons kon kry het omtrent so geklink. Congratulations, Shaka Zulu. Ja, so Biden het hom daarom daar vir Shaka geluk gewens. Ek dink hy's 'n paar dekades agter, maar ja, dit was nou nogal interessant. Ons sal nou nie Amerikaanse politiek praat nie, maar soos jy sê, daai debat, jy sien ek tot die demokrate is nou skielik kwaad vir hulle voorperd. Daai voorperd het hulle nou agtergekom is toe nou nie 'n voorperd nie, maar eintlik 'n donkie. Ja, ek dink as alles aangaan so wat dit aangaan, behoort Trump te wen. En dit sal interessant wees om te sien hoe ek wil amper sê die res van die wêreld reageer daarop. Kyk, Trump se punt is hulle te grap geword. En hierso sit ek en jy grappe maak oor hulle. Hy is heeltemal reg. Dit is letterlik wat hy gesê het. Luister, mense het respek verloor vir ons. En as ek na Biden kyk, dan sit vir my 'n groot grap. Ek kan nie dink dat enige iemand kan dink dit is die leier van die vrye wêreld nie, dat hy in beheer is van missiele en weermag en hy kan skaars in beheer wees van sy middagete. Maar hy is die president van Amerika. Hoe werk dit? Verduidelik dit vir my. Verduidelik vir my na aanleiding van Joe Biden hoe hierdie president en demokrasiestelsels wat ons op die oomblik het sinvol is. Ja, Jans, jy sê as jy mos nou sien 'n ou jy weet as ek so ou in my besigheid het en dis nou jammer as die ou nou agteruit gegaan het en hy kan nou nie meer die ding doen nie, maar dan gaan die ou, jy weet jy gaan die ou tog aflê of laat bedank of wat ook al. Jy gaan nie aanhou aan die ou nie, want as die ou nie sy werk kan doen nie, kan hy nie sy werk doen nie, maar daai reëls wat vir gewone sterflinge geld beslis nie in die politiek nie. Ons kan kyk hier in die kabinet van ons adjunkt president, daar hang 'n wolk oor sy kop met klagtes en goede en hy het nou nog nie in die hof verskyn nie, so nou is dit maar nog reg, nou kan hy nou maar aangaan. En dan is daar nog 'n paar ander as jy na hulle kyk, jy weet daar's 'n klomp uitvaagsels daar. Jy weet wat jy wat ek nie in my besigheid sal laat naby kom nie. Maar wat in beheer is van die land, dis eintlik lagwekkend. Ja, jy weet Alwyn, en ek praat met 'n paar mense die week oor vra sommer maar hulle gedagtes oor die regering. En daar's een ding wat sterk na vore kom. Hoekom word ministers gekies as gevolg van hulle politieke affiliasie eerder as oor hulle vermoë? Met ander woorde, die minister van onderwys moet 'n dokter, mediese dokter, spesialis, tipe Wouter Basson, geniaal medies wees. Dit is die minister van gesondheid, want so 'n persoon kan dink oor die belangrikheid van gesondheid, mediese dienste, hulle kom uit die industrie uit, hulle weet wat daar aangaan. By onderwys, kry iemand wat deur die onderwysstelsel is, wat weet wat daar aangaan, wat die uitdagings ken eerstehands, wat opgelei is in dit, wat weet wat is die onderwysers se probleme, maar ook hulle potensiaal, wat regtig kan onderwys vat en dit iets besonders maak. Elke portefeulje gaan kyk na die ou wat uit dit uitkom, nou gaan jy my sê die polisie ou wat uit die tronk uitkom, nee. Maar weer eens, selfs die minister van polisie, die polisiemanne moet die minister van polisie respekteer. En as dit een van hulle eie is, en hy is deur die hoe sê hulle in Engels, deur die ranks,
hy het sy pad gevind na die top pos toe, dan gaan hulle baie meer respek hê vir hom en hulle gaan luister wat hy sê. Dit is nie iemand ekstern wat die politieke kant uit vir hulle kom probeer. En dit is iets wat ek graag sou wou sien, is om mense wat regtig die top is in hulle, ek wil amper sê veld, te sien as ministers. Nie die ouens wat die hoogste poste het in 'n politieke party. Want dit is nie noodwendig dieselfde ding. Ja, Johan, ek wou nou gesê, dan's daar 'n paar ouens wat daarom gekwalifiseer het om op Pieter se werk oor te vat in ons kabinet. Ja. daar's 'n helse. Pieter is eintlik nou half ondergekwalifiseer. Ja, nee, maar dan moet ek ook sê, Johan, ek hoor jou, maar ek stem nie noodwendig saam van 'n Dr. Wouter Basson byvoorbeeld. Want baie keer kry hierdie ouens wat doktore en professore en ek weet nie wat se ore en torre is nie. Jy weet wat geniaal is, maar die ou is nie 'n goeie bestuurder nie. Jy weet jy het ook in daai iemand, en ek stem saam, iemand wat die bedryf ken, maar iemand wat 'n goeie bestuurder is, want ek dink in daai jy weet in daai posisie is jy maar eintlik 'n bestuurder van vele goed. Wat 'n ou met die wat weet hoe of 'n ou wat geniaal is en het nie noodwendig die bestuursvaardigheid nie, so ek dink daar's 'n balans. Maar ek wil nou net hierso, dis nou vir my kostelik. Ek dink ou Christo, as ek so sien die speelgoed wat hy van praat, dan sy seker nou omtrent weet 'n kal van my seisoen nou Christo skryf en hy daai superchat ding gebruik. Christo, baie dankie daarvoor. Hy sê dis reg, daai jaar in die Vrystaat het my pa gereeld bandiete gehuur by die tronk om in ons tuin te werk. Ek het my He-Man mannetjie styf vasgehou as hulle kom werk het. So dit was nou nogal vir my redelik oulik. Maar kom ons praat so 'n bietjie oor landbou. En voor ons nou by die nuwe landbouminister uitkom, Johan. Een van die goed, en dis nie om dowe neete gemaak nie, is landbou en grondsake was saam gewees. En voor hierdie Doringbos regering. Maar toe die regering nou aangestel is, toe's landbou is nou op sy eie en hulle het nou grondhervorming uitgehaal. Dit is nou nie meer deel van landbou nie, dit is nou 'n ministerskap, of hoe sal mens nou sê, 'n afdeling op sy eie. En hierdie ding is aan die PAC gegee en Johan, ek dink, jy weet, voor die ontstaan nou van MK en die EFF, jy weet, die PAC was altyd, kyk, hulle was ook maar terroriste saam met die ANC, maar jy weet, dit was nou nog die meer ekstreme terroriste, ek weet nou nie hoe sal mens dit sê nie, en grond is nou vir hulle gegee. Hoe sien jy daai prentjie? Nee, Alwyn, ek dink, as ou nou mooi tyd het, weer eens, hierdie is nou nie my fortuin nie, maar ek dink die mense wat nou bietjie meer ingelig is, as hulle 'n bietjie tyd gaan spandeer aan hoe hierdie ding saamgestel is, gaan hulle 'n paar interessante afleidings kan maak en kan hulle agterkom dat die ANC eintlik met 'n plan werk hier. Weer eens, en ons kom terug na die ding toe, daai gesiggies is daarso om beleggers te lok en om mense gelukkig te maak, en ons sien die ekonomie tel op en hy behoort op te tel, want die skyn of die illusie is daar. Maar as jy regtig gaan kyk na hoe die goed in mekaar gesteek is en hoe dit werk, dan is dit eintlik baie gevaarlik. Jy weet, dit is, kom ons sê nou grondhervorming as voorbeeld. So, hulle weet die landbou is onder druk van grondhervorming af. Nou haal hulle hom uit. So hulle skep nou daarso, ek wil amper sê, 'n groep wat onverhinderd kan voortgaan met die idee van grondhervorming, sonder dat die rolspelers, onthou nou, Mbeni hulle by TLE, hulle het almal daai ding teengestaan, maar hulle kom uit die landbou uit. So nou praat hulle met die landbouminister, né? Dit is waartoe die kanaal gaan. Maar nou het hulle nie die landbouminister nie, dit is nou 'n ander minister se storie. So hulle die rolspelers van die landbou eintlik nou half uit die gesprek uitgehaal. Want landbou moet hou by landbou en hierdie is 'n ander saak. Ek hoop net om hemelsnaam, daar's 'n paar van hierdie landbouleiers wat nou sal ophou gat kruip om ons grond weg te gee.
nou laat dit gesplit is. Want kyk, hulle het mos nou regtig probeer om van ons mense se grond weg te gee om net die ministers en die ANC gelukkig te hou. So dalk as hierdie twee goed nou gesplit is, sal van hierdie landbouorganisasies ook dalk nou die boere se kant vat. Ja, Jan, ek het nou vanmiddag hierdie ding raak gesien van die PAC se beleid. Nou verskoon my nou as my Engels neek so bietjie. Hulle sê die ding is nou hier in Brits PAC president says the policy has always been land restoration. Land expropriation has never been their policy. Nou Johan, ek weet jy's nou slimmer as ek. Jy was daarom op universiteit. Ek is net 'n dom brandweerman. Kan jy vir my die verskil verduidelik tussen wat sê hulle restoration en expropriation? Is dit nie maar is albei nie maar net gronddiefstal net op 'n ander manier nie? Hoorie so nee, jy wil eers sê ek moet politiek praat, nou wil jy ek moet in Engels praat. Jy is omtrent in die vaar kom nou. Albei nee, ek neem aan dit is maar 'n manier hoe hulle dit mooi stel. Dis nie ons vat joune nie, dit is ons vat ons in dit terug. Sodat jy nou eintlik moet sleg voel daaroor. So ek dink dit is maar net weer eens die woordeskat en die taalgebruik en die sinskonstruksie om dit sagter te stel dat dit beter klink op die internasionale oor. Dis dalk makliker om vir die VN te sê, weet dis ons grond wat ons nou net terugleen en in plaas van dit is iemand anders se grond wat ons gaan vat. Ek is nie seker nie, maar ek dink naaste by die netto effek gaan dieselfde wees. So met ander woorde, hulle en ek het nou nogal hierdie goed hier neergeskryf. En nou kan ek nie kry waar het ek dit neergeskryf nie aan. Nogal neergeskryf hierso. Ek het nou gaan kyk nou. Restoration is mos nou wat is die Afrikaans nou vir die goed? Wat ek nou nie op die naam. Ek weet jy kan meubels restoration. Maak jy hulle weer mooi. Ja, maar jy weet ek dink die groot verskil is jy weet jy hoef nie te betaal daarvoor nie. So met ander woorde, jy weet ons het nou altyd gesê so as ek nou hulle eie goed kan gebruik, dan is restoration seker expropriation without compensation. Jy weet dit is nou seker ons vat dit ons betaal nie, die ander een moet ons miskien betaal, partykeer betaal ons nie, maar nou jy weet is dit nie maar die verskil nie, maar steel bly steel. Maar nou weer is die vraag, né? Hulle het nou die PAC hierdie pos gegee, die minister wat ook al, en hulle moet nou hierdie saak besig bly. Maar is dit nie ook 'n manier om hulle kritisie aan daardie kant bietjie stil te kry nie? Want onthou nou die ANC het vir 30 jaar lank, ek wil amper sê al die balle in die lug gehad en hulle moes al die groepies gelukkig gehou het. Die aard van die saak het hulle baie ongelukkig gemaak. Maar deur te sê, okay, julle wil nou baie graag grondhervorming doen, maar hierso is dit nou, sit julle dit deur die hof, kry julle die wette aan die gang, doen julle die voetwerk. So onmiddellik is daai groep stil, want hulle is nou besig met dit. So hulle gaan nie druk op die ANC plaas, want hulle is besig nou met dit. Hulle moet nou deur daai proses gaan. En die ANC koop vir hulle dan nog tyd om in vrede te regeer. Neem in ag baie van hierdie ANC se ek wil amper sê ou dis bejaardes. Hulle is in hulle 60s en 70s. Jy weet, dalk speel hulle maar net vir tyd om almal gelukkig te hou. Gee vir almal poste, laat almal nou maar bietjie ontspan, die ekonomie tel op en hulle kan lekker rustig vir die volgende 4 jaar sit en kyk hoe die ding uitspeel. Teen 1 miljoen of 2 jaar. Johan, voor ons nou, want ek dink ons gaan dalk 'n bietjie gesels oor landbou. Maar een ding wat ek dan moet uitkom by is ons nuwe minister van verdediging. Ek hoop jy voel veiliger vanaand as jy nou kyk hoe ons nuwe minister van verdediging, jy weet mevrou 30% skool, jy weet sy is van die skool af, is sy nou sommer minister van verdediging. Ek is seker die les van die wêreld is nou te bang om ons in te val.
Ek dink Lesotho sal nou 2 keer dink voor hulle 3 ouens met halgeweer oor die grens stuur met ons verwoede weermagminister hierso. Johan, is hierdie nie maar belaglik nie? Ja, ek het gisteraand so 'n ding gesien van nou Joe Biden wat hy dis soos hierdie Sansu se poppie met Joe Biden se gesig. En dan staan daar, if the enemy doesn't know what you are, if you don't know what you're going to do, the enemy doesn't know either. So dit is dalk in ons guns, die vyand het geen idee wat ons gaan doen nie, want ons het nie noodwendig iemand wat militêr geburger is om ek wil amper sê die regte goed te doen nie. Weer eens my punt, hoekom nie iemand met militêre agtergrond, iemand wat verstaan wat is daai uitdagings nie. Maar nou ja, ek dink ons wil te sinvol wees vir dit. Johan, ja, nou die ou wat ons oor praat en ek sien nou, hoekom ek hom nou vir laaste gelos het, dis nou natuurlik hierdie ou, daar's nou baie klomp prentjies wat hulle nou so gemaak het van die ou en wat hulle nou so gespot het maar ek sien en die artikels wat ek gelees het, Johan, kom ons kyk nou eers, hulle sê hy is nou vanoggend op pad werk toe gewees met daai een inspel. Dan sê hulle met sy leiwag kort agter op sy hakke. Dan wys hulle hom so en ek het juist vroeër gevra vir Tian of die ou 'n dag in die Karoo son op 'n trekker sal oorleef as ek daai prentjie kyk van hoe daai ouetjie op die trekker lyk, en dink ek hy was so week op die trekker aan die Karoo gewees. Hy's goed gesond brand. maar Johan, ek sien nou dat in die artikels wat ek lees, is daar 'n moerse euforie oor Steenhuisen as landbouminister, en ek sien almal is opgewonde en almal sê nou gaan die dinge regkom en nou gaan alles beter gaan. En nou kry ek hierdie terugblik van toe Ramaphosa die eerste keer president geword het en almal vertel het, ja, maar hy's darem 'n besigheidsman en nou gaan alles regkom en hy's nou die beste ding sedert gesnyde brood vir die land, en daai ons was almal groot ontnigter. My voorspelling, ja, kom ek sê nou maar, ek wou jou die vraag vra, maar my voorspelling is dat ek dink 'n paar mense gaan erg ontnigter word deur hierdie minister. Johan, wat is jou gevoel daaroor? Alwen is nou maar nie 'n boere manier om 'n ou in die wind te skop voordat jy sy naam gehoor het nie. Jy hoor wat ek sê, miskien hier's die ding. Landbou het die antwoorde. Landbou het al die antwoorde wat nodig is vir hierdie land. Ons landbouers is besonderse mense. Dis 'n industrie wat ten spyte van al die aanslae net sterker word. Dis is 'n groep mense wat ek die wêreld se respek het voor. Dit is absoluut van hierdie landbouers is totaal leiers in hulle veld. Jy weet, dis op 2 maniere leiers in hulle veld. Ek moes nou weer so 'n pappa grappie ingooi. Maar die landbou het hierdie enorme potensiaal om groot dinge te bereik. En as John dit kan insien en hy kan eerlik en opreg met hierdie mense werk en hy kan 'n reguit pad met hulle loop en hulle ondersteun en van hulle uitdagings probeer ligter of beter maak, dan kan hy 'n goeie minister wees. Ek weet nie of hy wil nie, ek weet nie of dit sy roeping is, of dit is sy passie is, of is dit wat hy wil doen nie. Ek weet nie hoeveel druk daar op hom is om deel te word van die internasionale agenda nie. Ekskuus, lyk my ons het vir Johan verloor daar op die stadium. Ek weet nie, dit kan dalk ook nou maar hier by my wees. Ek sien daar hierdie ding gaan nou hopelik weer aan die gang kom. Ons vra om verskoning daarvoor. As sy nie, lyk by Johannes nou heeltemal weg daar. Ons vra ernstig om verskoning daarvoor.
Maar op daai noot, ja, is nou so 'n bietjie 'n slegte noot om op af te sluit, maar ons gaan nou vanaand sommer daarop op die noot afsluit, sien dat met 'n lewendige stroom gebeur. Daar mos nou altyd goed wat ou nie beheer het daaroor nie en ons vra om verskoning daarvoor. En ek sien Johan sê, ja, ons moet die ou die binnevet van die bout gee. Ek wil net so vinnig verduidelik waar ek vandaan kom. Ek het so 'n potgooi geluister waar die agbare John Steenhuisen gepraat het met Iver Price en hulle het gesels daar oor 'n paar goede en dit het my nie baie opgewonde gemaak nie as ek luister na sy insette en dit wat hy doen, sy swart ekonomiese bemagtiging en al daai goed, klink dit nou maar asof hy nie veel ander beleid gaan uitvoer as wat die ANC gaan uitvoer nie. So ek is nie so verskriklik opgewonde daaroor nie. Ons vra om verskoning dat die tegnologie ons vanaand so 'n bietjie gepootjie het en die tande geskop het. Ons hoop julle kuier volgende keer lekker saam, hopelik ononderbroke. Van my kant af is dit dan soos ouer gewoonte weer. Alles van die beeste en groente op die plaas.